So goeiemôre vir die wat ek nog nie môre voorgesê het nie. Dis baie lekker om weer, ekskuus ek net al die trane wegkry. Is baie lekker om weer hier by julle te kan kuier. Is altyd 'n blessing en dit nog op so 'n spesiale dag soos Moedersdag ook. So ek wil sommer net vanoggend kom en regtig uit my hart uit wil ek elke ma wat hier sit vandag, wil ek kom eer en wil ek dankie voorkom sê vir wie jy is. En ek wil jou kom seën in die naam van ons Here Jesus Christus. Mag jy in hierdie dag voel hoe kosbaar jy is, mag jy tasbaar beleef hoe geliefd jy is en ja, mag dit sommer net vir jou 'n spesiale oomblik wees waarin jy bederf word. So mag jou geliefdes jou bederf, maar mag jy regtig ook bederf voel deur die Here. Want om 'n ma te wees is 'n baie kosbare posisie. Dis nie altyd 'n dankbare posisie nie, maar dit is 'n kosbare posisie. Dis 'n kosbare geskenk wat God vir ons gegee het as mammas. Het jy al gedink dat hy my en jou toevertrou het met lewe wat hy geskaap het en voortgebring het? Ja, hy het ons toevertrou. Hy het ons vertrou om te kyk na sy kinders. So dankie vir wie julle is en ek wil eintlik net ook aanhaal wat een van ons eie mense in hierdie week my sommer net weer attent opgemaak het. Dat selfs hier op die bitter einde van Jesus se pad op aarde, voordat hy sy asem uitgeblaas het, was sy ma nog steeds in sy gedagtes. Was sy ma nog steeds vir hom die een aan wie hy gedink het, vir wie hy omgegee het, vir wie hy geëer het, en was dit nog steeds vir hom belangrik, dat sy versorg moet wees. So ons Abba se hart vir mammas, ja, hy het 'n hart vir mammas. So kom ons bly net in hom, en kom ons geniet dit wat hy vir ons gegee het. So ek wil vanoggend iets met julle deel wat my baie na in die hart lê, maar ek dink, baie van wat ek dalk gaan sê vanoggend is nie noodwendig heeltemal nuut op jou ore nie. Maar ek voel ons is in 'n jaar waarin die Here besig is om tentpenne bietjie dieper in te slaan. Ons is in 'n jaar waar die Here sy koninkryk op 'n dieper, wyer, hoër en verder vlak wil bring. Né? Amen. Ek weet hy het al baie dit gerelease hierdie jaar om vir ons te wys dat hierdie is 'n jaar waaroor sy naam uitgeroep is. Hierdie is 'n jaar wat hy sê, jy is my dwelling place, wat ek uitgekies het vir myself, my tempel, in wie ek woon, maar in wie ek ook my heerlikheid wil uitbrei. En vir ons om die heerlikheid van God uit te brei, beteken ons moet baie keer ons tentpenne bietjie verder inslaan. Want sien wat ek geglo het vir net hier en vir nou, ons het baie keer nodig om daai koorde wyer uit te gooi, daai geloof verder te vat, en dan die tentpenne weer dieper te gaan inslaan, sodat dit wie ons in die Here is standvastig kan wees, sodat as die storms kom en die dinge kom, dat ons 'n vaste woning vir hom bly en is, wat koninkryk aarde toe bring. So wat ek wil sê is, dit wat ek vanoggend gaan noem, gaan nie noodwendig vreemd wees op jou ore nie, maar mag Heilige Gees vanoggend ons ore besny, om dit nuut te hoor. Mag vanoggend 'n oggend wees wat jy net weer in jou eie hart gou kyk en net seker maak, verstaan ek hierdie reg en glo ek hierin? Want sien, wanneer ons in kerk is en wanneer ons so lekker saam worship en saam fellowship en als, dan begin ons 'n taal ontwikkel, waar ons geestelike dinge praat, wat ons ken. Ons ken die woord en ons ken baie dinge en dit raak bekend op ons ore. Dit is baie keer soos om Psalm 23 al uit jou kop uit te kan sê, maar jy fokus nie meer eintlik op wat in Psalm 23 staan nie. Volg julle my?
So dis baie keer bekend op my ore, maar dis dalk disconnected in my hart. So my gebed vir oggend is, dat dit wat jy hier weet, hiernatoe sal gaan. Dat dit wat ons hier weet, en dalk 'n sekere vlak van begrip van het, dat die Here dit dieper sal neem. Om ons dieper te neem na wat hy vir ons voorberei het. So ek wil begin deur 'n vraag te vra. Besef elkeen van julle regtig, ek wil net sê hierdie liedere, my hart het gerejoice vanoggend. Hierdie liedere het so absoluut die hart aangespreek van dit waaroor ons gaan praat. Maar as jy nou vanoggend hierdie liedere sing, van Show Me Your Face, Lord, as ons hierdie liedere sing van Yahweh will manifest himself, dit is beautiful woorde. Maar glo jy dat dit jou porsie is? Glo jy regtig en werklik dat my en jou porsie is om die aangesig van die Here te kan sien? En ek gaan 'n bietjie uitbrei daarop, want ek weet dit wek 'n bietjie vrae ook op. Maar glo jy dat ek en jy 'n erfenis het in hom? So kom ons praat 'n bietjie daaroor. Julle weet dat die woord sê, dat ons sy porsie en sy erfenis is. Weet julle dit? Reg. So ons lees dit, ons sien dit in die woord, God het ons vir homself uitgekies, hy het ons as 'n heilige priesterdom, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie vir homself uitgekies. So die mooiste om dit te beskryf, en mag dit jou hart aanroer vanoggend. God het sy seun Jesus gestuur om vir die hele wêreld se sondes te sterf. En hy was bereid om dit vir elkeen te doen, of ons hom gaan kies of ons hom nie gaan kies nie. Maar wat is dit wat hy daaruit kry? As julle nou dink aan Jesus se kruisdood, dit was wreed, né? Dit was verskriklik wreed geweest. Dit was 'n ernstige opoffering wat hy gemaak het, wat ek dink nie enige mens, ons weet, nie enige mens op so vlak, so ver, so opoffering kon maak nie. So, Jesus het alles in fisiese vorm en God alles van homself gegee om die wêreld te red, maar nie almal is gered nie, reg? So, Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, dat Jesus het die kruis verduur vir die vreugde wat voor hom gehou is. Wat is die vreugde wat voor hom gehou is? Weet julle? Kan julle dink? Dit is elke een wat ja sou sê. So Jesus het gesê, Vader, ek sterf vir die wêreld. Ek is bereid om hierdie te doen vir elke een, of hulle dit verdien of nie. Maar my prys wat ek hier uitkry, is my bruid. Hulle wat gereageer het, hulle wat ja gesê het. For many are called, but few are chosen. Almal is geroep, maar die wat uitverkies is die wat ja gesê het. En dis, Jesus kan nie wag om eendag permanent met sy bruid versoen te wees nie, want dit het alles vir hom die moeite werd gemaak. Het jy al so daaraan gedink? So jy is sy erfenis. En as ek praat nou van jou, dan beteken dit elkeen wat 'n lewe aan God gegee het, né? Maar ek wil vanoggend kom en ek wil hom 'n bietjie omgooi. Psalm 16 vers 5, dan kom Dawid en sê Dawid, die Here is my erfdeel en hy onderhou my lot. Wat presies beteken dit? Julle sien, wanneer ons jonk is in die gees, wanneer ons pas tot bekering gekom het, wanneer ons die Here nog op 'n oppervlakkige manier ken, dan is ons niks anderster soos klein kindertjies in die regte lewe nie. En wat doen klein kindertjies in die regte lewe?
Hulle is baie selfsugtig. Jong kinders, partykeer tieners ook, maar jong kinders is nog gesteld net op wat hulle kan kry. En hulle wil dit nou hê, op hulle tyd. En as hulle dit nie kry nie, dan gooi hulle tantrums. Sien, ons maak baie keer so wanneer ons die Here aangeneem het. Ons glo hy's God, ons glo hy het ons gered, maar ons verhouding is nog op so 'n vlak van, wat kan ek hier uitkry? Ons verhouding is op nog, dit is nou presies wat jy vanoggend gesê het. Ek het so gesmaal toe sy dit sê. Ons verhouding is nog, wat kan ek hier uitkry? En weet julle wat doen ons baie keer? Jy sal jouself nou vinnig kan meet aan waar jou verhouding met God staan. Ons bargain met die Here. So Here, as u net hierdie vir my doen, dan sal ek vir u hierdie doen. Ons begin bargain met die Here, want ons wil altyd iets daaruit kry. En weet julle wat, dis nie 'n slegte ding nie. Dis nie asof ons pa ons minder lief het nie. Ek bedoel, jou eie kind wat nog jonk is en net sy vleeslike behoeftes wil bevredig, dit is nie asof jy hom minder lief het of anders oor hom dink nie. Maar 'n mens weet, daai kind moet groot word. Want daar's iets beter. En so weet ons hemelse Vader, hierdie kind moet nog groot word. Reg, so hy verstoot ons nie en gooi ons nie weg nie, maar dit is verseker nie die ultimate nie. En wat gebeur is, wanneer ek en jy regtig deur die toetse van geloof in die lewe gaan, en ons byt vas, en ons begin op God se beloftes vertrou, en ons begin hom beter leer ken vir wie hy is, dan begin iets in die verhouding verander. En weet julle wat verander? 'n Mens begin hom te proe. Taste and see that the Lord is good. Jy begin iets van hom te proe. En wanneer ons iets van hom begin proe vir wie hy werklik is, dan begin jy uitvind, maar hierdie ander goeters, hierdie vleeslike goeters, wat ek so graag wil hê, dit doen dit nou net nie meer so lekker nie. Want die lewe is 'n gejaag na wind. So, jy mag dalk vir 'n oomblik bevredig wees deur iets, maar daar is net een wat jou kan bevredig, dat jy nie weer dors word en honger word nie. Na wêreldse goed nie, ons word dors en honger vir hom, right, maar na wêreldse goed nie. Net hy kan, nou weer eens, dis iets wat ek in my kop weet, maar kan jy regtig vanoggend hier vir jouself sit en sê, ek weet dat net hy is genoeg vir my. Kan jy regtig sê dat jy is net tevrede om by hom te wees? Soos wat Leanne genoem het, nie vir wat hy vir jou kan gee nie vir wat hy vir jou kan doen nie, maar is hy genoeg? Het jy hom al so ontmoet, dat daai verandering in jou plaasgevind het? So ek wil dit so 'n bietjie oopkrap vanoggend, want ek wil hê julle moet iets hoor vanoggend, en mag dit iets in jou wakker maak, iets in jou ontketen, om soos Dawid 'n God chaser te wees. Om soos Moses op te gaan met die berg, al beteken dit ek moet so 'n bietjie klim. Maar I want that. Ek wil dit hê. Mag ons soos Joshua wees, wat as God klaar met Moses gepraat het, het hy gesê, ek wil ook hierdie hê, so ek bly net hier in die tent. Ek gaan nêrens heen nie, I will linger, I will stay until. Want ek dink ons maak baie keer die teenwoordigheid van die Here goedkoop. Ek dink ons kan baie keer geneig wees as Christene, om die teenwoordigheid van die Here net 'n Sondag ding te maak. Reg? So ek wil vanoggend oor die erfenis praat. Weet jy dat sy teenwoordigheid en sy aangesig jou porsie en jou erfenis is? So as dit my erfenis is, dan moet dit my goal wees, my doel. Om dit na te jaag, want daarin lê iets vir my opgesluit.
daar's 'n verskriklike mooi lied wat die sanggroep Bethel sing. Is een van my gunsteling liedere. Die lirieke gaan so: I'd rather be in the wilderness with you than walk in the promised land alone. Ek sal eerder saam met u in die wildernis, net hier waar die moeilikheid is, ek sal eerder hierso bly, solank u teenwoordigheid net by my is, as wat ek daar in die promised land is, en u teenwoordigheid is nie daar nie. Dan sê hy verder, your presence is my inheritance, what more could I want? Die Here is ons porsie. Dawid het dit begryp. Dawid was een van die ouens wat gesê het, ons kan nie sonder die Here se teenwoordigheid. Ek is so mal oor sy attitude teenoor dit. Want Dawid was nie eers gepla met die tabernakel nie. Hy het nie gesê, kom ons bring die tabernakel Jerusalem toe nie. Hy sê, kom ons kry die ark. Kom ons kry die ark, kom ons kry die teenwoordigheid, want die teenwoordigheid moet hier wees. Hy was 'n God chaser. Hy het agter God se teenwoordigheid aangehardloop. Agter God as sy porsie aangehardloop. Hoor julle dit? So, wanneer ons nou praat oor iets soos van aangesig tot aangesig, dan is daar 'n paar insidente in die Bybel wat nogal uitstaan, wat dit uitlig, veral in die Ou Testament, waar insidente gebeur het, waar persone in die Bybel die Here van aangesig tot aangesig ontmoet het. So ek en jy het nodig om te gaan kyk wat het daar gebeur, sodat ek en jy kan verstaan wat dit is om die Here van aangesig tot aangesig te sien. Want ons het persepsies daaroor. Die eerste ene, is een van my gunsteling insidente, maar die eerste ene wat vir my uitstaan is Jakob. Kan julle onthou, in die aand wat Jakob met die engel van die Here geworstel het, en die woord sê dit was eintlik Jakob wat met God geworstel het. Na daai worsteling het iets in Jakob verander. So ek wil hê julle moet dit hoor. So ek wil gou sê, as jy 'n worsteling het, voel dit vir jou soos vanoggend? Nee. Ek weet nie van julle nie. Maar wanneer 'n mens 'n worsteling het, dan voel ek nie ek wil uitskree Yahweh Rafa nie, verstaan? Ek voel nie ek wil dans in die teenwoordigheid van die Here nie. In 'n worsteling is daar suffering, dis moeilik, dis swaar vir jou vlees. Maar wat het gebeur? In die worsteling met die Here het Jakob die Here van aangesig tot aangesig gesien. En Jakob het na daai worsteling 'n verandering gehad, daar het 'n drastiese transformasie in hom plaasgevind. En toe noem hy sommer die plek Peniel, wat beteken die aangesig van God. So Jakob het daai plek gesalf en genoem the face of God. Want hier in hierdie worsteling, in hierdie plek, hierdie oomblik, I saw him face to face. Dan sien ons 'n ander insident, Gideon. Hy is mal oor hierdie ene ook. Gideon dink nie veel van homself nie. Hy is so 'n bietjie minderwaardig. En die engel van die Here verskyn aan Gideon, en die engel van die Here roep Gideon se identiteit uit en sê, you mighty man of valor. En sê vir Gideon wat die Here wil hê hy moet gaan doen. En Gideon sê, o nee, net nie ek nie. Wie's ek? Kyk uit wat 'n stam uitkom, ons is van die kleinste. Wie is ek? Maar Gideon het tog, iets in sy geloof het tog bietjie wakker geword daar, want hy het dit nie net verwerp nie. Hy het gesê, okay Here, as dit regtig U is wat gepraat het, geef my 'n teken. En raai wat was die teken? Gideon het 'n offer gebring. Julle, wat gebeur as jy 'n offer bring? Dit kos van jou. Dit beteken weer eens, jy is nie op 'n plek van feel good en van waar dit noodwendig goed gaan nie. Miskien is jy op 'n plek waar jy rock bottom geslaan het. Miskien is jy op 'n plek waar jy nie meer hoop vir jouself het nie, waar jy nie meer geloof regtig het in die omstandighede nie. En nou, in hierdie plek, nou wil die Here so half ietsie kom wakker maak by jou, en geloof kos 'n offer.
Geloof kos 'n offer. Abraham moes sy seun geoffer het. Nee, geloof kos 'n offer. So wat doen Gideon? Hy bring 'n offer aan die Here. En die Here sê vir hom hoe hy die offer wil hê. Nou, soos nie ons offer soos Esau, Kain en Abel. Dis nie soos ons manier nie. Kain bring die offer soos wat hy daarvan hou nie. Nee, die Here soek 'n offer op 'n sekere manier, want God is agter die hart aan. So, ons kan baie perform voor die Here, maar die God is die God wat die hart sien. So God soek 'n genuine offer. Daai offer waar jou bloed praat. Waar dit nie net performance is nie, reg? Waar dit uit jou gees, uit jou wese is wat jy hom aanroep. Reg, so hier bring Gideon 'n offer vir die Here en raai wat doen die engel van die Here, dis engel met 'n hoofletter net by the way. Die engel van die Here steek die offer aan die brand. He is the God who answers by fire. Daar's net een God wat deur vuur antwoord en dit is die ware God. Reg, so wat gebeur in hierdie offerbring, kom die Here se vuur. Ons is op pad Pinkster toe, né? Okay. In die offerbring kom die Here se vuur. Hier skrik Gideon en hy sê, oeps, ek het die Here van aangesig tot aangesig, of die engel van die Here tot van aangesig tot aangesig. Ek was in die teenwoordigheid van die Here, ek moet sterf. Hy het onmiddellik begin paniek, want hy het onmiddellik besef hy het 'n encounter met die lewende God. En in daai encounter wat hy het, is hy vir 'n oomblik so benoud, want hy besef hy moet eintlik sterf, en raai wat doen die Here? Die Here sê, Gideon, Shalom, vrede vir jou. Jy sal nie sterf omdat jy my gesien het nie. En Gideon bou 'n altaar en hy noem die plek Yahweh Shalom, die Here is my vrede. So ek wil gou vir jou iets vra. Het jy al die Here in so 'n mate van aangesig tot aangesig gesien, dat jy kan sê, hy is my vrede? En voordat jy antwoord, ek praat nie nou net van jy wat partykeer voel, sjoe, ek voel die vrede van die Here, dis great nie. Ek praat van daai wat jy regtig besef, dat hy het gesê, ek het gekom om 'n vredesverbond met jou te sluit. Ek is nie kwaad vir jou nie, ek wil jou nie doodmaak nie, ek wil jou nie straf nie. Want julle sien baie keer, diep binne in ons weet ons dit, maar ons weet dit nie. Baie keer diep binne in ons nader ons tot die Here, maar ek is eintlik nog steeds bang hy's kwaad vir my. Ek is eintlik nog steeds bang ek het iets verkeerd gedoen en kyk nou straf die Here my. Weet julle wat sê die woord? Die woord sê, as jy straf verwag, jy nog nie volmaakte liefde bereik nie, want liefde dryf die vrees na buite. So het jy God se liefde al so encounter, dat dit die vrees na buite gedryf het, dat jy kan sê, hy is Yahweh, Shalom, hy is my vrede, hy is nie kwaad vir my nie, ek kan met vrymoedigheid altyd na hom toe kom, ek kan 100 keer struikel en weer opstaan, en hy is steeds daar vir my met oop arms. Al het ek my erfenis verkoop, die Vader se arms staan altyd oop as ons huis toe wil kom. Ek sê nie daarmee ons wil misbruik van genade nie, maar probeer net sê, ons God is 'n lankmoedige, genadige, barmhartige God, wat lief is vir ons. En partykeer weet ons dit nie diep binne nie. Want sekere dinge in my opvoeding, of sekere seer, of trauma in my lewe, het gemaak dat ek 'n ander persepsie het van wie hy is. Dit is hoekom ek nodig het om hom van aangesig tot aangesig te sien. Want daai persepsie moet verander. Daar moet iets kan verander, dat ek hom kan sien vir wie hy is, en nie uit die bril van wat omstandighede my ingevorm het nie. So, die derde een wat ek wil uitlig, en dit is natuurlik die merkwaardigste een in die Bybel, is natuurlik Moses.
Moses, ons almal weet, God het met Moses van aangesig tot aangesig gespreek en Numeri 12 sê van mond tot mond. So, Eksodus 33 kom wys vir ons dat God het met Moses soos 'n vriend gespreek. Die woord noem hom God se vriend. Daarom het God direk met hom gepraat. Nou wil ek gou vir jou vra, glo jy regtig dat jy in so 'n verhouding met God kan staan? Nie nou met kennis nie, ek weet julle almal weet wat die woord sê, nie met kennis nie, maar glo jy regtig dat die Here sê, nie net met Moses nie, maar met jou wil ek ook in vriendskap staan? Want onthou die gordyn is geskeur, né? Die dag toe Jesus aan die kruis gesterf het, die voorhangsel van die tempel geskeur, wat beteken, nie net Moses het toegang nie, ons almal het toegang in Jesus. Dis ons erfenis, dis ons porsie. So ek wil nie vanoggend sê ons is hoër of beter as Moses nie, maar ek wil wel vir julle sê dat die Here gesê het, daar's 'n beter verbond wat gekom het, as die verbond waarin hy met Moses gestaan het. Daar's 'n beter heerlikheid wat gekom het, as die heerlikheid van die wet. Die profete van ouds, Jesus het vir sy disippels gesê, geseënd is julle ore en julle oë, omdat julle kan sien en omdat julle kan hoor, want die profete van ouds het gewens en begeer om te kan sien wat julle sien en hoor wat julle kan hoor. Julle, as Jesus dit vir ons sê, dan moet ons aandag gee, want ons kan dalk in awe staan van wat Moses gehoor het, maar Jesus probeer sê, iets beter het gekom. En dis jou porsie om te kom luister. Dis jou porsie om op te kom met die berg na die Here toe en te kom hoor wat hy sê. Van aangesig tot aangesig, van mond tot mond. Kan julle onthou dat Jesus vir sy disippels gesê het, ek praat nie nou met julle meer in gelykenisse nie. Ek praat nou met julle soos vriende. Ek praat nie meer met julle soos diensknegte nie, julle is nou my vriende. So in die Nuwe Testament kom die Here en hy sê, ek wil in 'n vriendskapsverhouding met jou staan. En vriende beteken dis iemand wat na aan my hart is, iemand met wie ek my geheime mee kan toevertrou. Die disippels was dit nie aanvanklik nie. Aanvanklik het hulle ook net soos die res die gelykenisse gehoor en hulle het niks verstaan nie. Maar julle sien daar het iets in die verhouding verskuif. Want hulle het gebly by hom ten spyte van. Hulle het bly glo, hulle het bly om hom aan te hang, ten spyte van vervolging, ten spyte van hulle eie vlees en wat hulle vlees wou gehad het hulle by hom gebly. En na 'n tyd het daar 'n dimensie in hierdie verhouding begin verander, waar Jesus vir hulle gesê het, nou noem ek julle vriende. Ek kan sien, julle het my lief. Ek kan sien, julle wil by my bly en daarom weet ek kan julle met my hartsgeheime toevertrou. Julle is dit nie so mooi nie. Die koning van die heelal sê, ek wil jou my vriend noem. Dit was nie net vir Abraham nie, dit was nie net vir Moses nie, dit is vir my en jou. Daarom in Hooglied hoor ons, wanneer ons Hooglied lees, dan hoor ons die lied tussen die hemelse bruidegom en sy bruid. En weet julle wat noem hy sy bruid? Hy noem sy bruid my vriendin. Hy sê, jy is my bruid en jy is my vriendin. Want sy sit langs hom. Sy is die een wat met haar kop op sy bors lê, soos Johannes. Kan julle die disipel Johannes onthou? Daar rondom die nagmaal wat hulle gehad het, die laaste maaltyd wat hulle saam geniet het. Die woord sê Johannes was die een wat met sy kop op Jesus se bors gelê het. Naby aan hom, by hom. En wie is die disipel met wie hy sy ma toe vertrou het? Dit was Johannes. Kan julle dit hoor? Wie is die disipel wat die enigste ene is wat oud geword het, aan wie God een van die grootste openbarings toe vertrou het?
was Johannes. Want sien, Johannes het naby aan hom gewandel, naby aan sy hart. Hy het God se liefde verstaan. So, nou wil ek gou vir julle vat na Psalm 27 toe. Net gou herinner aan wat Dawid gesê het, terwyl ons nou van die aangesig van die Here praat. Julle, Dawid is regtig een van my helde in die Bybel, vir baie redes, maar een van die redes is, hy was 'n worshipper, en my liefdestaal met die Here is worship. So, as ek Dawid se gesange en psalms lees, dan verstaan ek hom. Iets in my hele wese verstaan presies wat hy sê, en wat hy bedoel, want ek ken daai worship taal. Maar weet julle wat het my opgeval? Toe ek bietjie die woord gaan bestudeer het, ek het onlangs so bietjie deur Exodus gewerk, en ek het deur 1 Samuel en 2 Samuel gewerk, en ek het hierdie pad van Moses gesien, en ek het hierdie pad van Dawid gesien. En iets wat my opgeval het, Koning Dawid wat al hierdie profeseë gehad het, wat al hierdie liedere gehad het, wat al hierdie merkwaardige dinge van God se teenwoordigheid gehad het nog steeds met God gepraat via 'n profeet. Dawid het nie van mond tot mond met God gepraat nie. Daar was altyd, as hulle God moes raadpleeg, as Dawid iets by die Here wou hoor, dan het die profeet gekom, en die profeet was die tussenganger gewees. Of Dawid het die linne skouerkleed laat kom van die hoëpriester, want hulle het dit gewoonlik ook geraadpleeg om te hoor wat die Here sê. So daar was altyd 'n tussenganger. En dan kyk jy na Moses, en dan sê die woord met Moses was dit direk. So my vraag is, ek sê dit nou in aanhalingstekens met respek, wil jy net altyd tweedehands van die Here hoor, of wil jy die Here self hoor? En julle, ek sê nie daarmee vanoggend, hoor my mooi, ek sê nie daarmee vanoggend, dat profete en leiers en herders en mentors is nie nodig in ons lewens nie, ons het dit baie nodig. Die Bybel sê, moenie die woord van 'n profeet verag nie. Reg, moenie die profetiese woord verag nie. So ons het dit nodig in ons lewe, want sien, as ons nog jonk is in Jesus, dan onderskei ons nog nie so lekker wat God se stem is nie. Ons weet nog nie altyd of dit God is wat hier praat, of die vyand wat hier praat nie. So ons het mentors en profete en ouens nodig in ons lewe, om ons te help om die Here se stem reg te hoor. Maar ons wil tog groei en hom so persoonlik ken, dat ek meer op hom steun as op mense. Amen. Dis jou porsie. Dis jou porsie. Dis waarna die Here ons uitnooi. So wat kom sê Dawid? Dawid sê in Psalm 27 vers 8, van U sê my hart, soek my aangesig. Ek soek U aangesig, o Here, verberg U aangesig nie vir my nie. So Dawid hoor iets in sy hart van die uitnodiging van God, waar God vir hom sê, come and seek my face. Die engel sê in die New King James, when you said seek my face, my heart said to you, your face I will seek. So as jy vanoggend hierdie boodskap hoor, ego jou hart ook om te sê, ja, U aangesig sal ek soek. U aangesig wil ek soek. Want dit is U uitnodiging. Julle, sy persoonlike uitnodiging aan jou vanoggend is, soek my aangesig. Want ek wil jou van aangesig tot aangesig ken. Naby, hier op jou naam. Maar nou hierso in die Ou Testament, dan klink dit asof die woord vir so 'n oomblik bietjie homself weer spreek, so bietjie verwarrend is. En dis hoekom ek nou gesê het, ek het sommer geweet, party van julle gaan outomaties 'n vraag hê. Aan die een kant sê die woord in Exodus 33, dat God met Moses van aangesig tot aangesig gespreek het, maar net 'n bietjie verder af, dan sê Moses,
Here, ek wil U ken, Here, wys vir my U heerlikheid, dan sê die Here, niemand kan my gesig sien en bly leef nie. So kom ons lees gou 1 Timoteus 6 vers 16. Ekskuus julle, ek moet hierdie baadjie uittrek, ek kry nog baie warm. So 1 Timoteus 6 vers 16 sê, hy wat alleen onsterflikheid besit en 'n ontoeganklike lig bewoon, wat geen mens gesien het of kan sien nie, aan wie toekom eer en ewige krag. Amen. So ons weet dat God, Jesus het gesê, nog niemand het my Vader gesien behalwe ek nie. So ek en jy kan nie die volheid van God sien en bly leef nie, want hierdie tempel is nog te gebroke. God se heerlikheid is te groot. Ons fisiese kondisie sal dit nie kan hanteer nie. Dit is too much. Reg. So die Here sê in my volheid nou, nee, kan niemand van ons hom sien nie. Reg, maar daar kom 'n dag, die belofte in Openbaring 22 is dat ons hom van aangesig, tot aangesig sal sien, ten volle vir wie hy is. Reg, maar intussen het God iets in plek gesit. Intussen is daar 'n rotskeer. Kan julle die rotskeer onthou? In Eksodus 33 dan sê God vir Moses, dis nou my woorde, ek hoor jou gebed, reg, ek hoor jou gebed, jy kan my nie van aangesig tot aangesig sien nie, maar ek gaan jou wegsteek hier in die rotskeer. Julle, waarop dui die rotskeer? Want onthou, dit is 'n profetiese aanduiding van iets wat God in plek gesit het. Kom, volg my so bietjie. Waarop dui die rotskeer? God steek vir Moses hier in die rotskeer weg. En wat gebeur? Die Here laat sy heerlikheid verbykom. En Moses kan God se heerlikheid sien. En Moses kan God se stem hoor. Want in daai oomblik wat God se teenwoordigheid, sy heerlikheid, sy alles verbykom, hoor Moses hoe God homself openbaar wie hy is. Hy sê, ek is die genadige, barmhartige, lankmoedige God. Ek vergewe maklik, maar ek skryf sonde nie net sommer af en vry nie, want hy is regverdig. Maar kan julle hoor, God het iets in plek gesit, dat Moses God so naby kan hoor en sien. Die Bybel sê, Moses kon nie sy voorkant sien nie, die agterkant. En waarop dit eintlik maar net dui is, dit beteken ons kan deel van sy heerlikheid sien, nie die volheid van sy heerlikheid nie. Soos ek gesê het, anders gaan ons nie bly staan nie, reg, of leef nie. Maar wat het God in plek kom sit? Die Nuwe Testament sê vir my en jou, Jesus Christus is daai rots. Die Nuwe Testament sê vir my en jou in 1 Korintiërs 10, Israel het uit die rots in die woestyn, wat Jesus is, water gedrink. Jesus was die rots wat die water gegee het. Hy is die rots wat ewig staan, the rock of ages. Reg. Jesus Christus is daai rots. So, hier sterf Jesus aan die kruis en 'n spies word in sy sy gesteek, which is the cleft of the rock. En weet julle wat doen God? Hy sê, nou moet jy net in my seun glo. Nou moet jy net in my seun bly. Ek gaan jou nou binne die rots wegsteek. En wanneer ek jou binne die rots weggesteek het, raai wat is jou porsie? Jou porsie is my teenwoordigheid. My heerlikheid sal verbykom en jy sal my kan sien en jy sal my kan hoor. Halleluja. Ag julle, daar is niks beter as dit nie. Daar is niks beter as dit nie. Maar nou wil ek vir julle 'n sleutel kom gee en dis waarheen ek op pad is vanoggend. Hier is 'n sleutel vir jou vanoggend. Hierdie sleutel is, as ons weer kyk na Psalm 27, dan sien ons die woord
wat hier in Hebreëus gebruik word in die Bybel vir God se aangesig, wanneer Dawid sê, soek my aangesig. Daai woord, daar is eintlik nie in die Bybel, in die Hebreëus, in die oorspronklike Hebreëus, is daar nie eintlik 'n woord wat teenwoordigheid kan beskryf nie. Daar is nie 'n woord vir teenwoordigheid nie. Die woord vir teenwoordigheid is aangesig. So met ander woorde, dieselfde woord vir aangesig of face is dieselfde woord vir teenwoordigheid of presence. Nou, ek gaan nou vir julle 2 Afrikaanse vertalings lees, wat elkeen onderskeidelik gebruik, maar julle sal dit in die Engelse vertalings ook sien, want hulle gebruik of die een of die ander woord. So kom ons lees hom weer. Van U sê my hart, soek my aangesig. Dis die Afrikaans 53 vertaling. Die 2020 vertaling sê, my hart ego U woorde, julle moet my teenwoordigheid soek. U teenwoordigheid sal ek soek. So, wat wil ek sê, wat is die sleutel? Die sleutel is the presence of God. En julle, dit beteken nie net nou nie, nie net hier waar ons vanoggend was nie. Nie net waar ons almal saam is en is lekker om in die teenwoordigheid van die Here te wees en jy stap uit en jy dink, ek het 'n goeie thrill gehad vanoggend nie. Ek en jy moet altare bou in ons binnekamer. Ek en jy moet met die Here gaan worstel in ons binnekamer. En in daai plek waar ek uitroep na hom, waar ek sy naam hoog maak, waar ek, want onthou, hy sê hy woon onder die lofsange van sy kinders, né? Daar waar ek alleen hom aanbid en hoog maak ten spyte van omstandighede, daar sal sy teenwoordigheid kom. En weet julle wat gebeur wanneer sy teenwoordigheid kom? Iets begin met jou te gebeur. Want sien, al die geluide van die wêreld word skielik stil. Al die bekommernisse wat maak dat ek dwel op hierdie ding, wat my probleem is, in steede daarvan dat hy my dwelling place is. Nee, ons kan dwel. Ons kan baie keer net dwel op verkeerde gedagtes. Ons maak verkeerde dinge op hierdie aardse vlak, ons dwelling place. Hy is ons dwelling place. Jy met jou gedagtes rig na die dinge wat daar bo is. So daar waar jy vir my altaar bou, sê jy, Here, ek kies om nou my gedagtes te rig. Ek kies om U te bedink. Ek kies om te onthou wie U is. Ek kies om my baniere op te sit. Ek kies om U naam te loof en prys. En voordat jy jou kan kry, is die Here in jou midde. Voordat jy jou kan kry, staan hy reg voor jou. Voordat jy jou kan kry, hoor jy sy stem. En hoor jy wat hy persoonlik vir jou kom sê. En julle, dis net daai persoonlike encounter wat transformasie bring. Ek is jammer, 20 profete kan dit vir jou kom sê, honderde leiers kan dit vir jou sê, jou vriende, jou familie, almal kan dit blare in jou ore. Jy moet dit self hoor. Jy moet hoor wat sê die skepper van die hemel en die aarde, jou skepper, vir jou. Van die oomblik wanneer jy dit in jou hart hoor, then you just know, I've seen him. Kan jy vanoggend regtig soos Job kom? Job 42 vers 5 sê, volgens hoor sê, het ek van U gehoor, maar nou het my oog U self gesien. Is ons die wat rondloop en sê, ja, ek weet van die Here, ek weet wat die Bybel sê, of is jy een van die wat kan sê, oh no, I've tasted and I've seen his face, I've seen my Yahweh Shalom, I've seen my Yahweh Rapha, ek het homself gesien, ek het homself gehoor, ek het homself ge-encounter. Julle, in Matteus 5 sê Jesus op die berg van saligsprekinge, kom ons lees hom daar, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal die Here sien. Jesus se woorde, en dit beteken nie net eendag nie, dit beteken nou al. Psalm 24 sê, wie mag opgaan na die berg van die Here? Wie mag in sy heilige wat staan? In sy heilige teenwoordigheid, met ander woorde, wie mag voor sy aangesig staan? Hy wat skoon van hart en rein van hande is.
Met ander woorde, wanneer ek besig is om daai altaar te bou vir hom, en die offer te bring, het ek baie keer nodig om my offenses in Afrikaans, aanstoot, daar waar ek aanstoot geneem het, daar waar ek offended is in my hart, teenoor ander wat my seer gemaak het, daar waar ek pyn het, ek het nodig om dit te laat gaan. Ek het nodig om te vergewe, ek het nodig om my hart te reinig, ek het nodig om voor God te kom en sê, Here, maar ek het u genade nodig. Verstaan? Want as ek nederig is, en ek kom voor hom met 'n nederige hart, dan sal hy my verhef om in sy teenwoordigheid te staan. Hy sal my verhef, en weet julle, dis so mooi daai lied, dis een van my gunstelinge liedere, daai Show Me Your Face, Lord, waar die woorde daar so is, gird up my legs, that I might stand in this holy place. Weet julle, ons is baie keer so swak in ons geloof, dat ons kan nie vir 5 minute in die Here se teenwoordigheid staan nie. Ons het nodig om fiks te word in dit. Ons het nodig om te groei in ons geloof in dit, sodat ek kan linger in sy teenwoordigheid, sodat ek kan staan wanneer God homself aan my openbaar, dat ek kan hoor wat hy wil sê. Want sê nou maar, ek is onfiks in dit, dan kom die Here en hy daag op, maar ja, ek is nou 'n minuut moeg. En dan los ek dit en dan stap ek uit. Dan's my encounter wat ek nou gehad het, was nou genoeg geweest. Dan sê Here soos, ja, ek het nog eers begin praat nie. Want ons is baie keer net nie fiks nie. Maar julle soos wat ons hom proe en soos wat ons hom sien, dan kom jy net agter, daar's niks wat soos dit proe nie. I want more of this. I want more of this. I'm going to chase this down. I'm going to chase his presence down. Ek gaan sy aangesig soek, so ek gaan nou my laaste, ek gaan nou begin klaarmaak. Van aangesig tot aangesig, soos julle reeds nou gehoor het. God het met Moses van aangesig tot aangesig gepraat, dankie, baie dankie, en van mond tot mond, reg. Wat presies beteken die aangesig? Die aangesig is soos wat ek vroeër vir julle genoem het, dat dis daai oomblikke wat ons actually snap wie hy is. Dis daai oomblikke waar ek in sy teenwoordigheid is, besig is met hom en skielik kom daar 'n openbaring vir my van wie hy is. Jakob het 'n openbaring gehad dat God hom wil seën. Gideon het 'n openbaring gehad dat God sy vrede is. Moses het 'n openbaring gehad dat hy die barmhartige, lankmoedige, liefdevolle God is en die jaloerse God. Dit beteken daar in sy teenwoordigheid. Kyk, Moses het in daai wolke donkerheid ingegaan, julle. En ek weet nie of julle dit weet nie, maar as julle Eksodus gaan deurlees, het die 10 gebooie aanvanklik mondelings gekom. Dit was nie dadelik neergeskryf op 'n tablet nie. Moses het 'n paar keer opgegaan, en dit was eers so met die 2de of 3de keer of wat ook al wat hy opgegaan het, wat God dit bevestig het. Wat is amper asof hy die kontrak, die verbond bevestig het, dat dit op kliptablette moes kom, maar dit was eerste mondelings gegee. Reg? So daar in God se teenwoordigheid, wanneer ons daar is, dan leer ons iets van sy hart ken, wie hy is, en dis wat hy wil doen. Julle, die wêreld ken hom nie. Ons ken hom baie keer nie, en dan misinterpreteer ons wie hy is. Ons dink hy's kwaai, of ons dink hy's dit, of ons dink hy's dat. Maar ons het nodig om hom te leer ken vir wie hy is, en hy sal homself aan jou openbaar. Maar die deel wat ek eintlik nou op wil fokus, is die mond tot mond. So die woord sê, God het met hom van aangesig tot aangesig gespreek, mond tot mond. So ek wil hê julle met vanoggend bietjie julle verbeelding saam met my gebruik. Kan julle onthou vroeg in die Bybel met Adam? Adam was uit stof uitgemaak. God het die stof gevat en hy het vir Adam gemaak, en die woord sê, God het sy asem in Adam se neusgate ingeblaas. En toe het Adam 'n lewende siel geword. En julle, nie net lewend soos mens nie.
Adam was vervul met die gees van die Here, want dit was die ruach. Dit was sy ruach, dit was his spirit breath that he breathed into Adam's nostrils. Reg. Nou wanneer ek en jy tot bekering kom, wanneer ons Jesus aanneem, dan kom Jesus en hy blaas sy gees in jou in. Hy het dit met die disippels ook gedoen. Hy het oor hulle geblaas en sê ontvang my gees. Hy kom blaas sy gees in jou in en jy word wakker. Maar baie keer is ons 'n tempel van God en die gees van God woon in ons, maar tog gebeur daar dinge, tog gebeur die lewe en voel ons in sekere areas van ons lewe soos 'n dal van dooie bene. Voel ons baie keer in sekere areas, ek is so dood hier, ek weet nie hoe om dit eers te voel of wat ook al daarmee te doen nie. So dood is ek. Maar dan kom vra die Here, glo jy my kind dat hierdie bene kan lewe? Glo jy my kind dat ek my wind, my asem kan bring en nuwe lewe in daai dooie bene inblaas? En nou kom sê die Bybel vir ons dat die woord van God is deur die Gees ingegee. Gees geïnspireer, die Engels sê spirit breathed. Die woord van God is spirit breathed. Wanneer ek en jy van aangesig tot aangesig in God se teenwoordigheid is en jy met jou kop op sy bors lê, dan word hierdie woord lewend. Dan begin die Gees hierdie woord in jou in te blaas en dan, weet julle wat gebeur, is ons soos mense wat mond tot mond asemhaling kry. Jesus kom wek ons op met die soene van sy mond, soos Hooglied sê. Hy kom soen jou met sy woord en hy blaas dit in jou in, dat jy sal begin lewe. Dit is vir die wat met hulle koppe op sy bors lê. Dit is vir die wat sy aangesig soek. En dit is ons porsie. So ek wil vir julle mammas, wil ek gou ook so ietsie mooi net uitlig van wat God sê. Baie keer voel jy as mamma, waar in die lewe moet ek tyd kry om vir God tyd te maak vir sy teenwoordigheid, want my kinders soek dit, of my kinders soek dat, en die lewe vra dit, en die lewe vra dat. Ons voel partykeer so oorweldig met alles wat om ons aangaan, dat ons eintlik nie tyd het om asem te haal nie. Maar nou kom sê Jesaja 40 vers 11, hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder, hy sal die lammers in sy arms vergader, en aan sy bors dra, die lammer oeye sal hy saggies lei. Weet julle wat sien ek hierso? Die herder sê, hier's my kudde, maar die oeye, die maas en die kinders, hulle is hier naby my. Hulle is hier naby my. So hy sê, ek sal jou saggies lei. Rus net in my, wees net in my. John Wesley se ma, Susanna Wesley, ek weet nie of julle al hierdie storie gehoor het nie, maar daar's getuienis van haar, dat hulle was 19 kinders in die huis. Ek wil nie eers dink, ek kan nie dit indink nie. Het is onmoontlik om dit in te dink in my brein. 19 kinders in die huis, né? Waar kry jy tyd? Vir stilte tyd. As jy 19 kinders in die huis het. Weet julle wat het sy gedoen? Sy was bekend daarvoor, en julle weet John Wesley het een van die herlewings ingelei, né? Die heiligheidsbeweging, the Wesley Revival, né? Reg. So sy ma was 'n groot geloofsvrou. Sy het 'n lang voorskoot gedra. En sy het vir haar kinders gesê, wanneer ek hierdie voorskoot oor my kop gooi, so of ek nou voor die stoof staan en of ek nou by die wasgoed staan, as hierdie voorskoot oor my kop is, dan pla julle my nie, want dan is ek besig met hom. So al wat sy gedoen het, sy het in haar besige lewe net 'n oomblik gemaak vir hom. Partykeer is daai oomblik in jou kar. Partykeer is daai oomblik wanneer jy die wasgoed ophang. Waar ook al,
Hy soek die oomblik, en dan moet daai oomblik nie 'n oomblik wees waar jou gedagtes gaan dwel op dit wat verkeerd is, of negatief, of problematies is nie. Daai oomblik moet heilig wees aan hom. Wat jy hom bedink. And then he will show up. And he will kiss you with the kisses of his mouth. And he will make his face shine upon you. And your face will start to transform in his image with a better glory than the glory that was on the face of Moses. 2 Korintiërs 3. 'n beter heerlikheid as die heerlikheid wat op Moses se aangesig geskyn het. Julle, dit was vir my 'n huge ding om te dink. Ek het so opgekyk en ek kyk nog steeds op na Moses. Ek dink hy's 'n great godsman en 'n profeet en alles gewees, maar dit was altyd so, wow, Moses het die Here gesien. Weet jy wat is jou erfenis? So ek wil julle nooi en vra, as jy vanoggend die ego in jou hart hoor, om te sê, ja Here, u aangesig sal ek soek, dan wil ek hê jy moet opstaan. En wees opreg, ons is nie hier om enige iemand te beïndruk nie, wees opreg. As jy die ego in jou hart hoor, om te sê, ja Here, ek sal u aangesig soek, dan wil ek sommer nou oor julle kom bid. En ek wil sê, Vader, dankie dat u reeds iets in plek gesit het, deur u seun Jesus die rots te gee. Maar Here, vanoggend wil ek kom, en ek wil kom profeteer tot die 4 windrigtings toe. Ek wil profeteer na die 4 winde toe, na die wind van die Gees, en ek wil profeteer en sê, kom o Gees van God, kom o wind van God, en blaas oor u kinders. Blaas oor ons dooie bene, Here. Kom en blaas en vul ons opnuut met u self. Heilige Gees, ek vra dat u elke oog vanoggend hierso self sal kom salf. Dat u elke oor vanoggend self sal kom salf, sodat ons oë en ons ore oop sal gaan om u te kan sien en u te kan hoor. And Lord, I pray that you will fill this house in a fresh and in a new way. That you will come and blow upon your garden, that its spices may flow out. That you will blow upon this garden and awaken this army to a new level of glory. I prophesy that over you, that you will awaken to a new level of glory, because as we behold his face, as we behold his image as in a mirror, we are transformed from one level of glory to the next. So Lord, I pray that you will come and reveal yourself in a fresh and in a new way. I pray that you will come and transform us. I pray for transforming encounters in the name of Jesus. Here, ek bid dat in hierdie week, in hierdie dag, soos elkeen van ons by hierdie deur uitstap, dat ons binne in u sal vasloop. Dat ons eintlik sal snak na ons asem, omdat ons 'n Jesus sien wat op water loop, en dis nie soos die een wat ons voorheen geken het nie. It's in a fresh and in a new way. Julle, dit was lekker om vanoggend saam met julle te kuier. En ek bid regtig dat wanneer julle hier uitstap, dat hierdie woord iets binne in jou getransformeer het, van hoe jy sy aangesig en sy teenwoordigheid wil benader. En mag julle glorious encounters met hom hê. Mag ons in hierdie belangrike seisoen waar ons nou is, soos dit oplei na Pinkster toe, laat dit nie net nog 'n Pinkster is nie. Laat dit nie net nog 'n motion is waardeur ons gaan nie, maar dat ons regtig by hom sal gaan sit, dat ons die manna sal opskep, die brood van die hemel, dit wat hy uitgee. Dat jy dit sal optel elke dag, sodat sy vuur in daai woord in kan kom wat hy oor jou gespreek het. Reg, ons wil met hom ontmoet.
So wees geseënd in Jesus naam en dankie julle. Dit was heerlik geweest hier so saam met julle.